Sabbat die open. Voor ons begin kom met sing. Die begin se vader, ons sê baie dankie. Maar nou die boodskap kan luister en Sabbat manna. Die manna is die woord van God. Maar ons altyd kan raak. En vragen eerlijk samen met ons hart oopmaak, dan oopmaak voordat ons die woord kan luisteren. Mijn gebed en wezen van mijn Amen. Lis kyk na laaste. Nou, want ek net boodskap is. Die klaar niet van God. Nou, ons krijgt dit in die Bijbel, Jeremia 29 vers 11, maar ek gebruik Nuwe Vertaling. Ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teenspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Maar nou ek hou wys vriend. Wat sien julle te prentjie? Wat? Nou, mevrou sien prent. Nou, praat. Hy God. Hy. Is hy betroef? Waaroor sal hy klaar? Waaroor? Wat maak hom seer? Jesus het oor Jerusalem geklaarlied aangehef. Hy het gepit klaarlied. Jerusalem, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, sodat hen haar kuiken onder die vlerke en julle wou nie. Lukas 13:34. Ook oor Israel, sy volk het God geween en geklaar nie. Jeremia 9:15. Oor die berge sal ek 'n ween en treurlied ophef, en oor die wye velde in die woestyn 'n klaarlied, want dit lê bestrooi, sodat niemand daardeur getrek nie, en die geluid van die vee nie meer gehoor word nie. Die voël in die lug, sowel as die diere, het gevlug. Hulle het pad gegee. Al 13 en 14 en 33 vertaling sê, omdat hulle my wet wat ek hulle voorgehou het, verlaat het, en na my stem nie geluister, en daarin nie gewandel het nie, maar wandel het na die hart van hulle harte en
agter die baan waaraan hulle pade geween gemaak het. Nou, Nuwe Lewensvertaling sê, dit is omdat my mente weier om my voorskrifte, wet, wat ek vir julle gegee het, en volg en het te volg. Hulle weier om na my te luister en volg my voorskrifte se lewe. Hulle is hardkoppig mense wat net doen wat hulle het die aanbid. So hulle by hulle voorouers geleer het. Oortree God. Wat maak hom seer? Hardkoppigheid, eie wil, wat ek wil doen. Opstandigheid om hom werklik bekroon te ken. Omdat ons steeds agter die afgode, die dinge van hierdie wêreld, selfoon, televisie, job, party, jy kan noem die wêreld ding. Die afgode het plesier van die wêreld aanloop. Portree oor dubbele sinnigheid van haar. Beteken haar wat aan twee meester hoort. Twee gesin. Ondien van God en Mammon. Dit van onvoldien. Selfvoldanigheid, eie slim weer, waar ons sê, jy sê, ek ryk, ek het skatryk geword, en het aan niks behoefte nie. Jy besef nie dat jy ellendig en bejammerende waarde beteken in hakkie om eindelijk jammer gekry moet word. Moet eindelijk is nie selfbejammer. Arm last, blind en kaal. Openbaring 3 vers 17 uit Nuwe Lewensvertaling. Uit desperaat, moedeloosheid om Israel tot sy sinne te bring, te besef en hulle na hom toe te laat terugkeer, het God vir hulle iets bitter gegee om te eet en gifwater om te drink. Jeremia 9 vers 15. Dit is natuurlike simbolie, net 'n teken van die bitter ondervinding van hulle ballingskap. God het hulle in ballingskap gestuur, nie uit plesier of vraag nie, dit nie soort God nie, maar uit liefde om hulle siele te red. Wat moet Here dalk nie doen om ons te swaar te kry, laat kry, om ons tot ons sinne te bring? En dit is diep in ons
eie harte sal kyk na die oprechtheid waarneer ons God aanbid nie. Hoe gaan dit met jou vandag? Hoe gaan dit met jou vandag? Jy, ek, klaar. Moet nooi jou uit my oog. Allemaal wat doos het. Kom na die water. En wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom sonder geld en sonder prys. Wyn en melk. Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Jesaja 5:1-6. Voor ek afsluit wil ek 'n lied speel. Days gone away from God. Now you're me. Sing to God, thy true Lord, God me. God me. To God, now, oh, I now repent with bitter tears. Lord, I'm coming home. Never to go. Lord, I'm only thee. That Jesus died. Oh, wash me whiter than the snow, Lord.
Dus gewoon die pet. Iemand. Ja. Zolang u niet onziel weet. En niet gewoon als wat ik ook al maakt. Die staan voor mij. Pet. Maar, maar hun vrienden hadden dat. Al is aan elke wie. Het mij gebeurt werd.